Verskeie individue, insluitend parlementslede en senior polisiebeamptes, word formeel versoek om voor die Madlanga Kommissie te getuig en die proses begin om 'n nuwe nasionale direkteur van openbare vervolgings aan te stel. Goeiedag, welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp. Verskeie persone wat deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanga Mkhwanazi voor die Madlanga Kommissie geïmpliseer is formeel versoek om voor die kommissie te verskyn. Die kommissie het in 'n verklaring bevestig dat kennisgewings aan verskeie getuies uitgereik is. Mkhwanazi het tydens sy getuienis verlede maand verskeie sakelui, parlementslede en senior polisielede geïmpliseer toe hy voor die Madlanga Kommissie van ondersoek verskyn het. Ingevolge die kommissie se mandaat kan getuies wat versuim om te verskyn strafregtelik aanspreeklik gehou word. Die Madlanga Kommissie sal sy openbare verhore op 13 Oktober hervat. Die parlementêre ad hoc komitee wat korrupsie in die polisie ondersoek het vandag sy sittings hervat. Die lede van die komitee het daarop aangedring dat die DA se komiteelid Diane Calder-Barnard haarself van die komitee onttrek, aangesien die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris beweer dat sy vertroulike intelligensie-inligting verkeerd hanteer het. Die DA parlementslid Ian Cameron sê egter dat daar nog op 'n regsopinie gewag word alvorens Calder-Barnard sal onttrek, al dan nie. President Cyril Ramaphosa het 'n paneel aangestel wat die nuwe nasionale direkteur van openbare vervolging sal help aanwys. Die huidige nasionale direkteur, advokaat Shamila Batohi, se termyn loop in Januarie 2026 ten einde. Die minister van Justisie, Mameloko Kubayi, dien as voorsitter van die paneel. Volgens 'n verklaring van die presidentskap het Ramaphosa die mandaat aan die paneel gegee om benoemings op 'n oop en deursigtige wyse te verkry, kortlyste saam te stel, onderhoude te voer, toepaslike sekuriteitsondersoeke te verseker en uiteindelik 3 geskikte kandidaate aan hom voor te lê vir oorweging. Die paneel moet die finale verslag met aanbevelings binne 3 maande na hul aanstelling aan die president voorlê. 'n Senior beampte van die Suid-Afrikaanse Polisiediens het na Frankryk vertrek om ondersoekbeamptes daar te ontmoet oor die dood van Suid-Afrika se ambassadeur Nathi Mthethwa. Die 58-jarige Mthethwa is verlede week in Parys oorlede nadat hy glo van die 22ste verdieping van 'n bekende hotel in die Franse hoofstad geval het. Die polisie het vroeër aangekondig dat 'n span van 5 senior speurders gestuur sou word, maar die nasionale polisiekommissaris van die Masemola het later bevestig dat slegs 1 beampte ontplooi sal word. Die doel van die besoek is glo om 'n verslag van die Franse owerhede oor Mthethwa se dood te ontvang. Aansoeke vir die 2-potstelsel is tydelik tot 21 Oktober opgeskort. Tot dan sal lede nie nuwe onttrekkingsaansoeke kan indien nie. Die regering se werknemerspensioenfonds het die aankondiging gemaak en sê die onderbreking is nodig om die fondsstelsels met nuwe aktuariële faktore waarmee lede-voordele bereken word by te werk. Spaaronttrekkings sal op 22 Oktober hervat word. Dan jou nuus op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike aand verder.